Goeiedag julle, Jolande hier van die Bybel in 1 jaar. Ons sluit vandag af met die boek van Genesis, waar ons lees dat Jakob tot sterwe kom en ter ruste gelê word by van sy familie in Kanaan. En aan die einde van die hoofstuk kom ook Josef tot sterwe, met die versoek dat hy ook eendag in die beloofde land begrawe sou wou word. Maar min het Josef besef hoe lank dit sou neem. Aan die einde van Genesis 49 het ons gelees dat Jakob gesterf het, nadat hy sy seuns geseën het. En hier aan die begin van hoofstuk 50, lees ons hoe Josef op sy aangesig neerval en bitterlik geween het oor die dood van sy vader. Volgens oorlewering was die rouperiode vir die koninklikes in Egipte 72 dae gewees. So die feit dat die Egiptenare vir 70 dae oor Jakob geween het, kom bevestig dat Jakob aan die einde van sy lewe baie geliefd was reg deur Egipte en nie net onder sy eie familie nie. In verse 4 tot 6 lees ons hoe Josef toestemming vra om vir Jakob in Kanaan te gaan begrawe. En ons sien dat die farao die versoek goedkeur. Maar dis nie sommer net enige begrafnis nie, want in verse 7 tot 14 lees ons van die hoeveelheid mense wat saamgegaan het hiervoor. Nie net uit Jakob se familie nie, maar selfs uit die farao se huishouding. En hierdie mag dalk die grootste, laaste eerbetoning wees wat ons in die Ou Testament van lees. Direk na die begrafnis van hulle vader, sien ons in vers 15 dan, hoe Josef se broers skielik besef dat hulle veilige buffer weg is. En hulle raak paniekerig oor wat Josef nou met hulle gaan doen. En in verse 16 en 17 lees ons hoe hulle waarskynlik 'n storie gefabriseer het om guns in hulle broers se oë te vind. Maar Josef is 'n man van opregte karakter. En net soos Jesus ons met liefdevolle goedheid vergewe, sonder om ons verlede teen ons te hou, stel Josef ook sy broers gerus oor sy ware vergifnis teenoor hulle, en dat hulle veilig sou wees nou dat hulle vader gesterf het, soos ons lees in verse 19 tot 21. Maar selfs meer as net die vergifnis, lees ons hoe Josef aan sy broers verduidelik dat dit alles deel was van God se groter plan vir Israel. En hierdie is vir my so mooi eienskap van Josef, om te sien hoe hy die moeite gemaak het om sin te maak uit die jare wat hy eers alleen en toe herenig met sy familie in Egipte spandeer het. Want hoe maklik bly ons mense nie partykeer kwaad vir die onreg wat ons aangedoen is, sonder om die mooi van God se hand daarin raak te sien nie. Die hoofstuk sluit af met Josef op sy sterfbed in Egipte, maar sy hart in Kanaan. En in vers 24 lees ons hoe Josef sy broers herinner aan die verbond wat God met Abraham, Isak en Jakob gesluit het, dat die landstreek Kanaan aan Israel behoort het, en dat hulle eendag weer daarheen sou terugkeer. Hoe lank hulle sou moes wag hiervoor, sou nie een van hulle egter kon dink nie. Maar ons lees volgende saam uit die boek Exodus, waar ons gaan kyk hoe dinge uitgespeel het in Egipte in die 400 jaar wat die Israeliete daar vertoef het. Tot volgende keer, mag julle elkeen 'n geseënde dag hê. Totsiens.